Dankie vir ons span wat ons altyd so mooi lei in sang en musiek. Ons klankspan daarbo, elkeen wat hulle deel doen. Baie welkom weer eens hier by NBG. Mag die Here jou vandag aanraak saam met ons. Almal wat op die YouTube ingeskakel is, by Facebook, hulle wat die boodskap hier nakry op die radio, mag die Here julle seën saam met ons. Dis 'n pragtige dag daar buite. Kom ons sien die mooi raak. Die Here het jou geseën met nog 'n dag van lewe. Daar's iets wat jy vir hom kan doen vandag en ek is opgewonde oor hierdie Sondag. Ons het 2 dienste vandag en ek weet die Here wil iets vir iemand doen in hierdie plek. Ek het opgestaan met 'n verwagting. Toe ek vanmôre wakker word, toe kom hierdie vraag by my op: wat gaan die Here vandag vir iemand doen? En ek is regtig opgewonde. Ons het vandag 3 kinders wat ons aan die Here gaan toewy en ek gaan vra dat Charles en Michelle met die 3 dogters hier voor kom staan, asseblief, met Giselle, Janique en Chelsea. En dis 'n groot voorreg om vandag hierdie mooi huisgesin wat God eerste stel voor te laat staan en te sê hulle maak belofte voor hierdie gemeente om hulle kinders aan die Here toe te wy. As jy kinders het, jy moet elke dag vir hulle bid. Jy moet bid vir jou kleinkinders. Ons leef in 'n bose wêreld en elke dag moet jy hulle toemaak met gebed en met die bloed van Jesus Christus. Amen. Baie welkom julle kan sommer vir my kyk. So Charles en Michelle het 3 pragtige dogters. Hierdie kinders het sulke mooi maniere. Elke keer as hulle by my is, kom groet hulle my so mooi en glimlag. En ek het vir Charles gesê, het jy al 'n vuurwapen want jou dogters word groot? Kry sommer 'n dubbelloop haalgeweer en 'n spaar een in die sak, daar's 3 van hulle. Ja, jy moet jou kinders oppas, jy moet moeite doen met hulle. Goed. So, kinders is 'n gawe van God. En dis ook 'n lewe wat die Here vir hierdie mamma en pappa gegee het. En hierdie ouers bring vandag hierdie kinders na die Here toe in vertroue om te sê, daar's 'n mooi storie in 1 Samuel waar Hanna 'n kind van God af bid. En die Here gee vir haar 'n seentjie met die naam van Samuel en sy het beloof, Here, as U vir my 'n kind gee, gee ek hom terug vir U. En dis wat ons moet doen. Jy moet die kind wat die Here vir jou gee, teruggee vir God in gebed en jy moet die voorbeeld stel. Psalm 127 vers 3 sê, kinders is 'n erfdeel van die Here. Dis 'n beloning wat hy gee. Kinders wat aan ons behoort, moet toevertrou word terug na die Here toe. En Hanna het dieselfde gedoen. Het jy geweet dat klein Samuel, sy het gedoen wat sy gesê het, sy het hom toe hy 3 jaar oud is, tempel toe gevat en daar het hy gebly vir die res van sy lewe. Hy het die profeet van God geword. Sy het by haar woord gehou. So, sy het gesê, Here, ek gee hom terug en sy het hom fisies na die tempel toe gevat. So ek wil nie jy met jou kinders fisies hier by die kerk kom aflaai nie, want ons het nie tyd om na hulle te kyk nie, maar jy moet in die gees moet jy hulle vir die Here gee en sê, Here, ek bid saam met hulle, ek gaan 'n voorbeeld stel. Hoe stel jy 'n voorbeeld, mamma en pappa, sê gou? Jy bring hulle kerk toe en jy is ook saam met hulle in die kerk. Jy kom laai hulle nie af by die hek en spin nie weg gaan na 'n ander plek toe nie. Jy moet die voorbeeld wees, nê? Goed. So vandag doen hierdie ouers dieselfde. Hulle bring hierdie kinders en sê, Here, beskerm hulle, ons wy hulle toe aan die Here en ons gaan vir hulle 'n voorbeeld stel. Welbekende skrif, Spreuke 22 vers 6. Leer jou kind die pad wat hy moet gaan. En hy sal nie daarvan afwyk as hy oud word nie. Ons moet leer dat ons kinders kyk na ons. Papa, as jy lelik met jou vrou praat, gaan jou seun eendag dieselfde doen. Mamma, as jy chickie is met jou man, jy gaan 'n chickie dogter grootmaak. Jy stel 'n voorbeeld, jy moet 'n Bybelse voorbeeld wees. Lees God se woord, hy sê vir jou hoe jy moet wees as jy nie weet hoe nie. En aan hierdie 3 dogters wil ek vandag sê, Giselle, Janique en Chelsea, julle mag dalk klein wees, maar God het 'n mooi plan met julle lewe. Julle destinasie is reeds uitgewerk. Ek wil vir julle 'n skrif profeteer oor julle lewe, welbekend, Jeremia 29 vers 11. God sê hy weet die gedagtes wat hy aangaande julle het. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En hierdie mamma en pappa plant vandag 'n saad van geloof, 'n saad van toewyding. En as hierdie 3 kinders groot word, gaan hulle 'n lig wees in 'n donker wêreld. Amen. Hou aan bid vir jou kinders, elke dag, vir jou kleinkinders. Bid vir mekaar, dis baie belangrik. Ek sê weer, die grootste geskenk wat iemand my kan gee is om vir my te bid. Bid julle vir my? Ek het dit nodig. Ek bid elke dag vir hierdie gemeente. Ek bid dat die Here vir julle wonderwerke doen sodat julle kan sien dat God is
teenwoordig in jou lewe. Ek bid dat hy jou gesond maak as jy siek is, dat hy finansiëel sal voorsien, dat daar voorsiening in jou huis sal wees, en jy sal weet om die Here te dien is verreweg die beste. Bid vir my, ek bid vir jou. Ek gaan my vrou vra om vorentoe te kom, ons gaan vir hierdie 3 kinders bid, en ons gaan die seën van die Here op hulle lewe afbid. Ek gaan vra daar waar jy in die bank sit, stem saam asof dit jou kind is vanoggend, jou kleinkind, ernstige gebed voor die Here. Hemelvader, wat 'n voorreg om in hierdie heilige oomblik voor U te kan staan. Hierdie is 'n Bybelse beginsel om kinders na die Here toe te bring. Ek het hulle nie gevra nie, pappa en mamma het na my toe gekom, dis vir hulle belangrik om hulle kinders aan God toe te wy, dis nooit te laat nie, en ek vra vandag dat U hierdie mooi van 'n Merwe huisgesin sal toemaak met die seën van die Here, met die beskerming van die Here, en elke dogter, Here, terwyl ek nou my hande op hulle lê, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, beskerm hulle, Here, dat die stem van die Here altyd in hulle lewe teenwoordig sal wees, dat hulle sal hoor wat God vir hulle wil sê, en dat hulle sal groot word, en 'n lig in hierdie wêreld sal wees. Ek bid vir Charles en Michelle, dat U, Here, vir hulle wysheid sal gee, om altyd 'n voorbeeld vir hulle kinders te wees. Ons kinders kyk na ons, hulle moet in die huis van die Here groot word, en geseënd gee ons hulle vandag terug, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen, amen. Baie dankie daarso is vir julle, elkeen 'n geskenk. Baie dankie, julle kan julle sitplek neem, baie dankie. Kan jy onthou toe jou kinders so klein was? Hoe het die tyd nie verbygegaan nie? Ja. Kan jy onthou toe jy en jou vrou voor die kansel gestaan het? Jy het beloof jy gaan by haar staan deur dik en dun. Daai jare was sy dun. Is net 'n grappie hoor, is net 'n grappie. Goed. 24 uur kan baie dinge gebeur. Het jy al agtergekom hoeveel goed kan in een dag gebeur? Ek gaan vanmôre uit die woord van die Here uit vir jou 'n mooi gedeelte vertel van hoe God in 24 uur iets groot kan doen in iemand se lewe. And I believe that today, in this time and this age, God can still do what He has done in the Old Testament. He can still do what He's done in the New Testament. God can do something for somebody today in 24 hours. En ek wil vandag aankondig, iemand gaan 'n wonderwerk in 24 uur kry. Iemand in hierdie kerk, ek het dit vanmôre in my kantoor ervaar toe ek stilte tyd het, God gaan vir iemand iets doen vandag. En die goeie nuus is, die duiwel kan hom nie keer nie. Amen, kan ek gou vir jou sê, hy wat vir ons is groter as hulle wat in hierdie wêreld is. Die God wat aan jou kant is groter as dit wat teen jou is in hierdie lewe. Groter as jou probleem, groter as jou siekte, groter as jou finansiële krisis, groter as enige iets in jou lewe. 2 Konings 6, second book of Kings chapter 6, daar's heel wat om te lees, ek gaan jou gou vertel, 2 Konings 6, 2 Konings 7, jy kan dit by die huis gaan lees op jou eie. Dis 'n donker seisoen in die land van Samaria, die streek van Samaria. Die Bybel sê dat die stad, die Israeliete is omsingel deur die Arameërs, die vyand is om hulle. Daar's geen uitkoms vir hulle nie, daar's geen hoop vir hulle nie, en daar is tans 'n hongersnood in die land. Hongersnood beteken tekort. Daar's nie genoeg nie, daar's nie kos om te eet nie. Die hongersnood was so erg geweest dat daar in die stad, omdat hulle omsingel was, hulle kon nie uitgaan nie, was daar geen meer kos oor geweest nie. En die Bybel verduidelik dit so. Die situasie was so erg dat die mense het donkiekoppe geëet. Die mense het duwe mis gekoop om te eet. Dit het so erg geword dat moeders hulle kinders gekook het en geëet het. Jy kan dit gaan lees, 2 Konings hoofstuk 6 en 2 Konings hoofstuk 7. Dis nie net 'n fisiese honger nie, dis 'n plek van wanhoop waar die volk hulle self bevind. En dit klink vir my baie soos vandag. Ek het hierdie week met 2 manne gepraat wat besighede het en hulle het my vertel van die druk wat hulle ervaar. Ek kom agter, daar is 'n druk in hierdie wêreld. Dit gaan nie met almal goed nie, met party gaan dit nie so goed nie, maar ek het geleer dat as ek by die Here bly, sorg hy altyd vir my.
Ek het geleer as ek wegstap van God af, dan het ek baie meer probleme daar buitekant. So vandag ervaar ons finansiële druk. Ek dink daar's baie min mense. Kan iemand net vir hulle hand opsteek? Wie het genoeg geld vandag en jy het geen tekort nie? Ek die enigste ou. Ons almal kort altyd iets meer. Jy het nooit genoeg geld nie, nê? Kan ek gou sien wie ervaar emosionele uitputting? Jy kan maar eerlik wees. Jy gaan sit voor God en jy sê, Here, ek kan nie meer nie, ek weet nie hoe om hierdie ding te hanteer nie. Ek was vroeër in die week was ek by iemand gewees en die man het sommer spontaan in trane uitgebars en gesê, ek kan nie meer nie. Ek het hulp nodig. Hierdie druk is vir my net te groot. En dan voel dit of jy bid en jou gebede gaan nie verder as jou huis se plafon nie. Orals hoor jy van wanhoop, mense soek antwoorde, mense is stikkend. En die profeet kom by die koning wat in hierdie stad bly, en die koning ervaar dat weens hulle sonde het die Here hierdie hongersnood oor hulle gesit. Want die profeet het dit vroeër aan hom gesê. En hy sê vir die profeet, hoekom sal ek verder hoop as God hierdie goed oor ons gesit het? Dis 'n plek van wanhoop as jy weet. Maar ek lees ook in die Bybel dat wanneer mense terugkeer na God, verander die Here hulle omstandighede en hulle situasies, nie? As dit met jou nie goed gaan nie, gaan terug na die Here toe. If it's not going well, turn back to God. Dis die antwoord vandag. En mense vandag voel ook so. En die Bybel sê God spreek 'n woord in hierdie donker tyd. En dis wat ek en jy nodig het, 'n woord in 'n donker tyd in hierdie wêreld in Suid-Afrika. En die profeet Elisa kom met 'n ondenkbare woord. Hy stap hierdie stad in en hy's besig om met die koning te praat en hy sê vir die koning, hoor die woord van die Here. Ek hou daarvan as ek daai woorde hoor, want dan sit ek regop en ek staan op aandag. God wil iets nou sê. Hierdie man sal altyd op aandag staan wanneer God praat. Eintlik behoort ons te staan wanneer ons Bybels lees, want dit is God wat met ons praat. En hy praat met die koning en hy sê vir die koning, terwyl daar ander mense ook is, hoor die woord van die Here, môre hierdie tyd sal daar oorvloed van kos in hierdie stad wees. En een van die koning se knegte begin lag. Hy sê, al maak die Here die vensters van die hemel oop, dit sal nie so wees nie. Hy kyk na sy omstandighede. We are surrounded by the enemy. How can food enter our city when we are surrounded with this big army? Al maak die Here die vensters oop, dit kan nie gebeur nie. Maar die profeet sê nie oor 'n jaar of 3 maande of 2 maande nie. Die profeet sê môre hierdie tyd, 24 uur, gaan die Here vir ons 'n deur oopmaak. Ek wonder of daar enige geloof in hierdie plek is, dat God in 24 uur iets kan doen in jou lewe. Elisa antwoord hierdie profeet en sê, verskoning hierdie diensknegt en sê, weens jou ongeloof sal jy die oorvloed en die kos sien, maar jy self sal nie van dit kan eet nie. Ons moet pas op wat ons sê. As jy twyfel oor dit wat jy sien, kan dit 'n probleem in jou lewe wees. Twyfel kan jou laat sien, maar jy kan nie deel hê aan dit wat gaan gebeur nie. Nou, ek het bietjie gaan dink en in 24 uur in my lewe het die Here al 'n paar keer goed verander. So ek wil hê ons moet gou daai foto op die skerm sit asseblief van Nick Vujicic. Ek weet nie of julle al van hierdie man gehoor het nie. As jy nie het nie, gaan Google hom, hy bring die mooiste boodskappe. So Nick Vujicic is gebore sonder arms en sonder bene. Het jy al gedink hoe moet dit wees om so te lewe? Daar's so baie wat ek daaroor kan sê. As 'n jong seun het hy diep depressie ervaar en selfs probeer om sy eie lewe te neem. En hy het geen hoop en geen toekoms vir homself gesien nie. Maar op 'n dag, toe hoor hy 'n storie van iemand wat groter uitdagings as hy het. Can you believe it? Groter challenges as wat hy het. En in daai oomblik het dit vir hom iets beteken, en net daar het hy 'n besluit gemaak en gesê, ek kan dit maak as daai persoon dit kan maak. En in 24 uur het God hierdie man se lewe omgedraai. Sy woorde was, as hulle kan, dan kan ek ook. Hierdie man het al branderplank gery. Hy gaan swem sonder arms en bene. Ek het video's gesien, hulle gooi hom in die water in. Hy het probeer
om te leef soos ander mense leef en hy kry dit reg, hy het al motorfiets gery. Hy bestuur dieselfde nie, hy was op die motorfiets gewees. Sy lewe het hy aan God toegewy, hy het by skole en kerke begin praat en vandag het hy miljoene mense wêreldwyd geïnspireer oor die goed wat hy sê, 'n wedergebore kind van die Here. En jy kan gaan lees, hy sê in 24 uur het die Here my hele lewe omgedraai. Van 'n man wat sy eie lewe wou neem tot 'n oorwinnaar wat vandag vir God wêreldwyd werk. Ek dink aan Paulus die apostel. Het julle geweet wat het Paulus gedoen voordat hy tot bekering gekom het, voordat hy boeke in die Bybel geskryf het? Hy het die Christene vervolg. Hy het hulle doodgemaak, hy het hulle gevange geneem, in tronke gaan sit. Mense was bang vir hom gewees. Maar op 'n dag, terwyl hy op pad is om sy goed te doen, het hy 'n ontmoeting met Jesus Christus op die pad van Damaskus. En in 24 uur het God sy hele lewe kom omdraai, en hy het gedoen wat die Here wou gehad het hy moet doen, en hy het boeke geskryf, en vandag nog vind ons inspirasie deur hierdie man wat vir God begin werk het, nadat hy op 'n verkeerde pad was. Kan ek gou weer vir jou sê, 24 hours, God can do anything in your life. So ek lees verder in 2 Konings 6, dat terwyl daar oorlog was, die Arameërs omsingel die stad, die mense is binne vasgekeer, hulle is so desperaat, so honger. Aan die buitekant van die stad was daar 4 melaatses gewees. In daardie tyd, as jy melaats was, mag jy nie in die stad inkom nie. Dit was teen die wet gewees, hulle gooi jou dood met klippe as jy dit doen, want jy kan ander mense aansteek met die siekte. En hulle het ook nie kos om te eet nie. En hulle begin met mekaar gesels. Hulle weet dat die vyand is buite, hulle weet dat die stad binne het nie kos nie, hulle ken die haaglike omstandighede, en die een wat in die kring sit en gesels, sê vir die ander 3, hoekom sal ons hier bly sit? As ons stad toe gaan, kan ons doodgaan. As ons na die vyand toe gaan, kan ons doodgaan. As ons hier bly sit, gaan ons in elk geval doodgaan. Kom ons beweeg en ons doen iets. En hulle besluit om na die vyand se laar toe te stap. Hulle sê, dalk sal hulle ons genadig wees, want daar's 'n weermag van duisende soldate wat wag om die stad aan te val. En hulle het nie net gepraat nie, en dis die ding wat ek raak lees, hulle het aksie by hulle woorde gesit. Hulle het gesê, kom ons staan op, en iemand in hierdie plek moet vandag hoor, jy moet opstaan uit jou omstandigheid uit, en jy moet beweeg in geloof, in die naam van die Here, want die oomblik wat jy begin beweeg, beweeg jy na jou antwoord toe. Moenie bly sit nie, jy moet opstaan. Die Bybel sê, terwyl hulle na die vyand toe loop, toe begin die hand van die Here te werk. En God bring 'n verwarring onder die vyand. Die Bybel sê, God het 'n geraas in hulle ore laat ontstaan, asof ander weermag hulle aanval. Hulle het so geskrik, hulle het weggehardloop, duisende van hulle, en hulle hele laar wat opgeslaan is, net so gelos. Want God bring verwarring. Ek hou van die een vertaling, hy sê, God het 'n geraas in hulle ore wakker gemaak. En ek bid dat die Here vandag 'n geraas in die vyand se oor sal laat wakker word. Dat hulle in verwarring sal kom en die kinders van die Here die oorwinning sal kry. As ons hier bly sit, sterf ons. As ons ingaan, sterf ons. Wat sal ons doen? Kom ons staan op en ons beweeg na die vyand se kant toe. En terwyl die Arameërs vlug, los hulle alles agter in hulle kamp. Die Bybel sê hulle het silwer gelos. Hulle het goud gelos, klere en oorvloed van kos. En God werk op 'n manier terwyl hierdie 4 manne besluit het om te beweeg. En ek wil klem lê op hierdie woord vanmôre, you have to move. God doesn't sit with the sitters, he moves with the movers. Abraham is een van die mense wat gekies het om te beweeg. Hy is 'n man wat nie God ken nie, God praat met hom, hy herken God, hy weet dis 'n God wat met hom praat, en die Here gee vir hom 'n snaakse opdrag. Hy sê vir hom, Abraham, ek wil met jou werk, ek wil vir jou groot nageslag gee, maar ek kan dit nie doen op die plek wat jy nou is nie, ek wil hê jy moet beweeg. Nou Abraham kom van die land Araf, dis die moderne Irak. God sê, ek wil nie met jou werk nie, ek wil jou na die beloofde land toe vat. En Abraham staan op en hy pak sy goed in geloof
En ek sien hoe hy daai aand 'n paar bokse aan sy tent inbring en hy begin goed pak en sy vrou sê vir hom, maar wat doen jy nou? Hy sê nee, ons gaan trek. Sy vrou sê, maar waarna toe gaan ons trek? Hy sê nee, ek weet nie, maar God het gesê ons moet trek. Ek wonder as jy in jou huise doen, ek dink jou vrou slaat vir jou met 'n besem oor die kop, want jy het nie eens 'n adres nie, maar jy wil trek. En hierdie man beweeg in geloof. Die Bybel sê, hy het beweeg sonder om te sien. Kom ons lees gou daai skrif op die skerm asseblief, Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na 'n plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Hierdie laat my dink aan die journey wat elke kind van God stap. Ons is op pad, ons ergens heen. Ons weet nie presies hoe nie. Langs hierdie pad is daar stopstrate en afdraaipaaie en 'n bietjie wag en dan kom maar 'n wonderwerk en dan gaan ons weer aan en dan is daar 'n uitdaging. Ons is op 'n journey soos Abraham. Kom ons lees dit in Engels. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. Hy beweeg sonder om te weet waartoe hy gaan. Dis 'n stap van geloof. Daar was 'n man met die naam van Moses. Hy vat die volk uit Israel uit. En die Bybel sê verskoning uit Egipte uit die volk Israel, en hulle kom by die Rooi See, en voor hulle is die see en agter is die weermag van Farao. Jy ken die storie. Hy weet nie watter kant toe om te gaan nie en hy roep God vir hulp en die Here sê vir hom, "Wat het jy in jou hand?" Hy sê, "Here, dis 'n staf." Hy sê vir hom, "Moses, beweeg, lig op jou staf en wys dit na die see toe." En nou kom 'n oostewind op en hy breek hierdie see in twee. Hy split die see in twee dele en hierdie volk stap deur. Wat moes Moses doen? Moses moes gehoorsaam wees. Beweeg, lig op jou staf. Somstyds vra God van jou 'n aksie. Moses kon net daar gestaan het en God het die see oopgemaak, sonder om enigiets te doen. Maar God sê, in geloof, wys die mense agter jou, en hy tel sy staf op en die Here doen 'n wonderwerk. Ek leer as ek na Moses se lewe kyk, dat daar was beweging gewees in geloof voordat die wonderwerk gekom het. Die see was toe voordat hy sy staf gelig het, voordat hy beweeg het, maar die oomblik toe hy in geloof beweeg het, volg my, ons gaan ergens heen met beweging, is jy reg? Josua, die Bybel sê hy marseer met die volk om Jerigo. Dis 'n magtige muur, een van die beste veiligheidsmure wat hulle gehad het in daai tyd. En hulle kan nie in die stad inkom nie, en God sê vir hom, jy gaan nie met 'n weermag hier inkom nie. Ek wil nie jy moet dit doen of dit doen nie. Daar's een ding wat ek wil hê jy moet doen. Ek wil hê die volk moet hulle passiewe toestand los, opstaan en begin beweeg. Loop om hierdie stad. 6 dae loop hulle een keer, en die 7de dag 7 keer. In die oomblik toe hulle die 7de keer omgaan, toe val die mure in, want die volk het beweeg toe die Here gesê het beweeg. Is julle alright? Kyk gou of die ou langs jou wakker is, jy kan vanmiddag slaap. Nie nou nie, stamp hom in die elmboog as dit nodig is. Goed. So Josua sien dat sy geloofaksie is van beweging, en beweging en gehoorsaamheid bring bonatuurlike resultate. Daar was 'n profeet met die naam van Elia. Die Bybel sê hy kom op die berg Karmel, oorkant hom staan die vyand 450 van Agab en Jezebel se profete, en hulle staan daar en hy het hulle uitgedaag in geloof om te kyk wie se God is die regte God. En daar's 'n altaar en hulle het hulle beerd gehad, want hulle sê daar moet vuur uit die hemel uitkom. Kyk of julle God vir ons vuur kan gee. En die Baal profete, sê die Bybel, het amper die hele dag geroep en geskree, en selfs hulle mekaar stikkend gesny in hulle self, en niks het gebeur. Die droë hout het nie eens aan die brand geraak. Maar Elia doen iets anders. Hy beweeg. Hy sê, bring vir my water. Hy sê net om julle te wys hoe groot God is, ek gaan nat hout. Jy probeer vuur maak met nat hout. Baie frustrasie, dis net rook en daar gebeur niks nie. Goed, en hy gooi emmers en emmers, kruike op kruike se water op hierdie hout, en die Bybel sê die oomblik toe hy daai beweging van geloof doen, het God dit ook raak gesien, en vuur uit die hemel uit kom deur, en dit steek die offer aan die brand op die altaar. Hy moes iets doen, hy moes 'n aksie van geloof moes hy toepas. Kom ons praat gou oor Petrus. Wat as ek sê Petrus, waaraan dink jy? Hy is die enigste mens wat op water geloop het.
soos daai hond wat nie kan swem nie. Die Bybel sê, toe hy Jesus sien, het hy opgestaan, en hy het sy voet oor die boot gesit en op die water geloop. Baie mense praat van Petrus wat gesink het weens sy ongeloof. Maar kom ons kyk bietjie na die Petrus wat die eerste mens was, behalwe Jesus wat op water geloop het. Hoekom? Want hy het in geloof opgestaan en uit die boot uitgeklim. Ek wonder of ek en jy dit sou doen. Ons weet ons kan nie dit doen nie, ons sou dalk bly sit het. Geloof en aksie en sy beweging het gemaak dat hy op die water kan loop. Die oomblik toe daar beweging was. Daar was die vrou wat 12 jaar siek was. Sy was by al die dokters, die beste in die stad, al haar geld spandeer. En die Bybel sê die dag toe Jesus in haar stad inkom, het sy tussen al hierdie mense beweeg en sy het gesê, as ek net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Sy het haar pad oopgedruk en gestoot deur al hierdie mense, sy het beweeg en sy het die genesing gekry die oomblik toe sy aan hom vat. Sometimes in life we have obstacles that we have to push through to get to our answer. Jy kan nie net op die bank sit nie. God sê soms moet jy beweeg en dan kom die wonderwerk, want jou beweging is jou geloof aksie. Hierdie 4 melaatses gaan in hierdie kamp in. Hulle het nie net gepraat nie, hulle het iets gedoen en die oomblik toe hulle begin beweeg, toe kom daar 'n wonderwerk. En die Bybel sê hulle gaan by die eerste tent in en hulle kry daar silwer en goud en klere en 'n oorvloed van kos. En hulle gaan sit en hulle eet tot hulle vol is. Hulle vat van hierdie silwer en goud en gaan sit dit in die volgende tent. Hulle kom by die tweede tent, hulle kry nog silwer en goud, nog kos, en terwyl hulle daar sit en hulle is vol geëet, sê die een vir die ander een, hierdie ding wat ons doen is nie reg nie. Ons kan nie al hierdie goed net vir onsself hou nie. Dis goeie nuus. Ons moet hierdie goeie nuus aan die stad gaan vertel. En hulle staan op en hulle gaan tot by die stadspoort en gee boodskap vir die diensknegt van die koning en gaan sê vir die koning, hier buite is 'n oorvloed van kos. Genoeg om hierdie stad vir maande aan die gang te hou. Onthou, dis nou die volgende môre, nee? God het gesê 24 uur. God reageer op die gehoorsaamheid en nie op ons emosies nie. Ek is bly dat God reageer nie op ons emosies nie. Want 'n paar van ons emosies is nie so lekker nie. Daar's 'n paar mislike mense wat op hierdie aardbol rondloop. 'n Paar mense wat jou nie sal groet nie. Ek dink as God moet reageer op ons emosies, gaan hy bitter min vir ons kan doen, want hoe min is jy regtig positief in hierdie lewe? Wanneer laas jy opgestaan met 'n verwagting en gesê, vandag gaan die Here iets groot in my lewe vir my doen? Het jy geweet daar's krag in jou woorde? Probeer dit bietjie môreoggend. Ek weet die winter kom, kan ek jou sommer vandag uitdaag, soos laas jaar. Winter wys dat mense kom minder kerk toe. Ek wil jou vandag uitdaag, hier by NBG gaan ons meer kerk toe kom. Is daar sissies wat bang is vir die koue? Steek gou op jou hand. Bring jou duvet. Ons het nou 2 nuwe heaters vir die kerk bestel, hulle is op pad. Trek aan jou pantoffels, ek gee glad nie om nie. Sit jou jurkie aan, Serp, help my, poncho, weet julle wat 'n poncho? Sit jou kappietjie op, ek gaan nie met jou klap plant, sit jou oormoffies aan as jy wil, maar moenie by die huis bly nie, kom kerk toe. Beweeg, die Here wil iets doen. Ek kan nie wegbly van God se huis af nie, want dis hierdie, weet jy wat 'n spesiale plek is die? Dis die plek waar die Here ons altyd ontmoet. Vanmôre vroeg, ek was net na 6 in die erf gewees, ek het iets kom doen hierso. Toe ek die kerk sien, toe sê ek, dankie Here, hier is die plek wat U ons ontmoet elke Sondag. Ek eer U vir die goedheid. God reageer op ons gehoorsaamheid en nie op ons emosie nie. Geloof is nie wat jy sê nie, dis wat jy doen. Jy moet beweeg. En die Here vat hulle van hongersnood na 'n feesmaal in 24 uur. Die mense het uit die stad uit gehardloop. Hulle het die goeie nuus gehoor, daar's kos daar buite. Die knegt wat gesê het, al maak die Here die vensters oop, dit sal nie gebeur nie. Onthou julle wat het die profeet vir hom gesê? Jy sal met jou oë dit sien, maar jy sal dit self nie eet nie. Hy hardloop ook soontoe, saam met die hongervolk, en toe hy die kos sien, toe was die mense so baie, die Bybel sê hulle het hom doodgetrap om by die kos uit te kom. En die profeet se woord word waar, jy sal dit sien, maar jy sal self nie daarvan eet nie. Weet jy wat leer ek?
Jy moet nooit ongelowige woorde spreek as God 'n woord gegee het nie. Want die man het dood gegaan omdat hy nie geglo het nie. Hy het nie die profeet van God geëer nie, hy het nie die woord van God gevat nie. Daai mense wat so negatief is in jou lewe altyd, ja, daai en aan wie jy nou dink, hulle moet pas op, want God kan wonderwerke doen. Ek glo dit, ek sien dit en ek ervaar dit elke dag van my lewe. Ek sê weer, ons het dit by die midweekdiens bespreek nou die aand. Hoe meer jy bid, hoe meer wonderwerke gebeur in jou lewe. Want jou woorde van gebed is profesieë vir jou toekoms. Mense wat sê ek kry nie wonderwerke nie, gaan kyk na jou gebedslewe. Hoor wat ek vandag vir jou sê, hoe meer jy bid, hoe meer wonderwerke kry jy. In 24 uur verander hulle wanhoop na 'n feesmaal toe. In 24 uur word God se woord 'n werklikheid, presies soos hy gesê het. En ek glo dat hierdie kerk vandag, hierdie byeenkoms, is hier 'n woord vir iemand in hierdie kerk. Hoor die woord van die Here. Môre hierdie tyd is daar 'n wonderwerk in jou lewe. Kyk gou op jou horlosie daar. Môre voor 10:10. Ek praat nie vanmôre goed om jou op te sweep nie. Iemand gaan my bel en sê die Here het 'n wonderwerk vir my gedoen. My geloof is in God vanmôre, nie in 'n mens nie. God kan enigiets doen in 24 uur. Ek wens ek kan hom Angus vanmôre hier langs my laat staan. Laat hy jou kan kom vertel hoe hy aardappels geplant, hoe almal gesê het moet dit nie doen nie. Sy aksie, sy beweging, sy geloof het gemaak dat daar 'n wonderwerk plaasgevind het. God se woord staan vas en as hy gesê het hy sal dit doen, dan sal hy dit doen. Ek glo vanmôre die woord van die Here. This has kept me standing all the years of my life. Ek het nie vanmôre vir jou 'n ander resep nie. Die sterre in die huisgenoot kan niks vir jou doen nie. Daai vrou met die glasbal in die karavaan langs die pad kan niks vir jou doen nie. Sy lieg vir jou. Sy praat met demone. Hulle is nie regtig profete wat in die toekoms kan sien nie. Het jy geweet as jy so 'n persoon wil sien, moet jy 'n afspraak maak? Hoekom moet jy afspraak maak? Hulle moet dan kan sien jy kom na hulle toe. Hulle is dan profete. Hulle lieg vir jou. Moenie hulle glo nie. As God gesê dit gaan gebeur, dan sal dit gebeur. Moenie jou seisoen oordeel in jou lewe aan wat jy sien nie. Ek wil gou hier stil staan. Ons sien al die negatiewe goed. Jy sien wat nou in jou lewe gebeur. Moenie daarna kyk nie. God se woord sê iets anderste. Hy sê we live by faith and not by sight. Kerk van die Here, hoor dit vanmôre. We live by faith and not by sight. Ek sien hoe ander mense swaar kry. Ek sien hoe besighede toemaak. Ek sien die wêreld druk ons, but I'm not gonna put my faith in what I see. I live by God alone. He's the one. Ek gaan nie vanmôre reageer op die wêreld se goed nie. Ek is deel van 'n ander koninkryk. Ek het 'n ander voorsiener as hierdie wêreld. My voorsiener is die God wat hemel en aarde gemaak het. If you look at God, you are safe from every scheme of hell. Het jy geweet dat die vyand beplan teëspoed vir jou? Moenie bang word nie, ek wil jou gou iets leer. Die vyand beplan teëspoed vir elke persoon in hierdie kerk. Maar as jy by die Here bly, sal jy altyd veilig wees. Against every scheme of the enemy. Die Here gaan jou beskerm. Hy gaan na jou toe kom, maar hy gaan in 7 rigtings vlug, sê die Bybel. Die noodlot gaan lyk of dit aan jou deur kom klop. Die Here gaan dit verander in seën vanmôre. In 24 uur, môre hierdie tyd kan enigiets met jou gebeur. En ek voel die desperaatheid vanmôre van mense en ek wil vanmôre vir jou goeie nuus gee. God kan iets in jou lewe doen. Ek sê vanmôre dit onder die inspraak van die Heilige Gees. Moenie lag vir God se beloftes nie, want dis wat hierdie man gedoen het, die knegt van die koning. Hy sien die omstandighede. Daai profeet sê môre hierdie tyd is daar oorvloed van kos en hy dink by homself, hierdie man is koekoes. Kan hy nie sien wat hier aangaan nie? As ek vandag vir jou wil sê, môre is Suid-Afrika se probleme verby. Van môre af gaan ons voorspoed hê. Dan gaan jy ook vir my sê, pastoor, het jy geweet die ANC is nog in beheer? Is daar fout met jou? Kyk jy nuus, lees jy die koerant? Dis hoe hierdie man gedink het, toe hy gehoor het wat die profeet sê, maar ek hang vanmôre aan die woord van die Here. Ek hang nie aan woorde van enige ekonomiese toestand of 'n party of enige uitspraak van 'n politikus nie. Ek glo die woord van die Here. I live by faith and not by sight. Ek lees gister, hulle sê van 2010 af tot nou toe, het ons elektrisiteit met 300% opgegaan. Dis hoe duur dit is. Maar ek weet dat God kan ook 300% meer vir my voorsien om gemaklik te lewe in die tyd waarin ons nou lewe.
God has always kept me, has always provided for me. He's my El Shaddai, he's the God of plenty, en hy gaan nie my hand los nie. Tot vandag toe die Here nog nooit my hand gelos nie. Hy was nog altyd goed vir my gewees. In 24 uur kan iets verander. Jou 24 uur kan vandag dalk arriveer en die Here kan 'n draai maak in jou lewe. Hy kyk vanmôre of jy wil glo. Hy kyk vanmôre of jy wil beweeg. In geloof, onthou die aksie van geloof is om te beweeg. Dis die manifestasie van iets wat jy glo. Ek wil vir jou lees wat sê Jesaja 55 vers 11. My woord sal nooit ledig terugkeer nie. Luister gou, jy hoor vanmôre, dit wat ek vir jou sê is die woord van die Here. God sê vanmôre vir jou, dit wat ek vanmôre vir jou laat hoor, gaan nie leeg terugkom na jou toe. Met ander woorde, the good things are coming. Daar gaan resultate wees, daar gaan antwoorde wees, daar gaan wonderwerke wees. Jy moet dit net glo. As jy dit nie glo nie, gaan dit nie gebeur nie. Jy moet dit glo vanmôre. Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek wonder of daar iemand is wat glo vanmôre. Daai situasie wat jy het, die Here kan dit so verander. Daai moeilikheid wat jou wakker hou in die aand, God kan dit in 'n oomblik verander. Psalm 30 vers 6 sê, gehuil mag 'n nag duur, maar die vreugde kom in die môre. Weeping may endure for the night, but joy will come in the morning. Luister gou, daar kom seisoene in ons lewe wat ons trane stort. Wat dit nie goed gaan nie. Wanneer jy wens, jy kan uit daai situasie uitkom. Hoor die woord van die Here, die gelag gaan kom nie lank van nou af nie. Dit gaan nie vir ewig aanhou nie. Die Bybel sê op een plek, hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. Die oes gaan verseker kom. God sê, as jy nou huil, ek gaan vir jou blydskap in jou lewe gee. Ek gaan 'n antwoord vir jou stuur. Jy's dalk nou af, jy's dalk hartseer, jy's bang vir hierdie week wat kom. Jy sien nie kans vir die toekoms nie. Dit lyk donker. In jou gees het jy 'n vrees vir die toekoms. Môre hierdie tyd sal daar vir jou 'n uitkoms wees, sê die Here. Ek wonder of daar mense is wat vanmôre saam met my glo dat God kan dit doen. Dat God kan dit vandag doen. Ek wil jou vanmôre inspireer en bemoedig met die woord van die Here. As God dit kon doen. Hierdie mense het gewonder, hoe gaan die Here vir ons kos gee in 24 uur? En God maak 'n bonatuurlike plan. Die vyand hardloop weg en ek leer dat dit wat aan die vyand behoort het, word die seën vir die kinders van die Here. Nou ons vyand beplan teëspoed. Maar God gaan dit vanmôre omdraai en 'n seën vir jou. Ek voel hierdie teenstand as ek vanmôre hierdie woorde sê, want hierbo is 'n geveg. Efesiërs 6 sê hier's 'n geveg hierso. Hier is powers en principalities hierbo wat veg en hulle hou nie van wat vanmôre in hierdie kerk gesê word nie, maar ek wil hê ons moet in geloof, die musikante kan vorentoe kom, vanmôre deurbreek. Ek wil hê jy moet vanmôre glo soos nog nooit in jou lewe nie. Ek wil hê jy moet vanmôre nie na jou omstandighede kyk nie, maar kyk na hom wat dit kan verander. Ek wil hê jy moet vanmôre kyk na hom wat meer is as hulle wat in hierdie wêreld is. Alles wat teen jou is niks in vergelyking met wat God kan doen nie. Die Here bring verwarring onder die vyand. God kan vanmôre maak, hoor gou. Die Bybel sê die vyand het weggehardloop sonder dat Israel iets aan hulle gedoen het. Dis powerful, jy het 'n oomblik gemis daar. The enemy is gonna run without you doing anything. En dis God wat dit doen. Staan gou saam met my op jou voete asseblief. Dis God wat dit vanmôre kan doen in jou lewe. Ek het krag gevoel toe ek daai woorde nou sê, hoor, en ek praat met myself. Vanmôre sê dit gou saam met my, vyand, jy gaan hardloop. In die naam van die Here. Dis God wat dit gaan doen, nie ek nie. Dit is die Here wat dit gaan doen, dis nie 'n mens nie. En die verwarring is op pad en jy gaan weghardloop en ek gaan die voorsiening kry want God is 'n bonatuurlike God wat voorsien. Sê saam met my, môre hierdie tyd is die wonderwerk by my. Maak gou jou oë toe as jy dit glo, steek vanmôre jou hand op. Ek wil hê geloof moet vanmôre hier in Newlands, kom ons slaan gate in die atmosfeer. Met ons geloof, Here, hier bo 85 Albertstraat, is daar nou 'n geveg in die hemel.
Want hier's kinders van die Here wat glo, hier's mense wat sê God kan vir my voorsien. Hier's mense wat sê ek breek deur elke situasie met my geloof. Hier's mense wat sê I walk by faith and not by sight. En ek weet wat in hierdie wêreld aangaan, ek weet wat teen my is, ek weet wat teen my kom, maar God bring vanmôre verwarring en Here, ek wil bid vanmôre soos daai skrif sê, laat daar 'n geraas in die vyand se ore sal opkom en die vyand deurmekaar sal raak en sal vlug want hulle weet nie wat met hulle gebeur nie en die byt wat ons sal kry is die silwer van die Here, die goud van die Here, die kos wat U vir ons gee en die oorvloed van die Here in ons lewe. Môre hierdie tyd gaan God 'n deurbraak in iemand se lewe gee. I believe it this morning. I speak it with my mouth that God is up to something good in my life. He will break open the heaven and He will provide everything that I need in my life. In die naam van die Here, my hand is op vanmôre, Here. Vir my, vir elke persoon in hierdie plek. Dit mag groot en donker lyk daar buitekant, but ek dien 'n Here wat spesialiseer in die onmoontlike vanmôre. En ek bid dat U sal omdraai. Ek wil dit vanmôre uitroep en ek wil dit hier in die hemel inspreek en ek wil met my vuis bal en sê 24 uur. 24 uur. 24 uur, môre hierdie tyd, Rita na my Jesu kusanga na rimene. Môre hierdie tyd, Here, is die deurbraak vir ons hier. God gaan antwoord soos net Hy kan antwoord. Here, U kinders gaan weet dat U hulle God is. Hulle gaan weet uit die hemel het daar 'n antwoord gekom. Hulle gaan weet dat U dit doen op so 'n manier dat hulle weet dis net God wat dit vir my kon doen en nie 'n mens nie. Ek hoor vanmôre iemand sê, hierdie goed wat jy nou sê, het ek al gehoor, maar ek het dit nog nie gesien nie. Die Here sê met jou eie oë gaan jy dit sien wat ek vir jou in jou lewe kan doen. Jy gaan in hierdie week gaan jy erken dat ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek is die God van Petrus, die God van Paulus. Ek is die God van Nick Vujicic. Ek is die God wat jou vanmôre kan oplig uit jou omstandigheid uit. Ek is die God wat jou kan gesond maak. Ek is die God wat jou bankrekening kan volmaak. Ek is die God wat vir jou werk kan gee. Ek is die God wat jou huis kan omdraai. Ek is die God wat jou geestelik kan optel dat jy kan glo soos nooit in jou lewe nie. In die naam van Jesus Christus, môre hierdie tyd. Vat gou so 2 oomblikke, as jy in die Here nou. Praat gou met die Here oor dit wat in jou lewe aangaan. Sê vir hom wat jy nodig het en dan proklameer jy in die geloof, Here, ek vat dit, 24 uur is myne. En die volgende 24 uur, God is about to do something good. God is able, He is willing, He is going to move on my behalf. Hy is die een wat vanmôre gaan optree en God is nou besig met iets in my lewe. Tina mama sanga na ku Yesu ku sanga na ro. This is my time. This is my time. This is my time.
Net 'n oomblik, ons gaan nou klaarmaak. Die Here wys my hier's mense wat jy sit in 'n tronksel toegemaak met tralies. En jy het gesê, Here, my lewe is in 'n tronk. Dit voel of ek in 'n tronk is. Ek kan nie hier uitkom nie. Ek is so vasgedruk deur omstandighede in my lewe. Ek hoor vanmôre in die gees die voetstappe van die leeu uit die stam van Juda. Hy kom met 'n sleutel en hy sluit vanmôre daai sel van jou oop. En jy sal vry wees, want as die seun jou oopgesluit het, is jy waarlik vry vanmôre. Here, vir 'n laaste maal, ons geloof is in U om iets in ons lewe te doen. Ek kondig dit aan in die gees. Hierdie is 'n proklamasie, dis 'n profesie, dis 'n positiewe woord. Môre hierdie tyd gaan die tronkdeure oop wees en mense gaan vry wees van omstandighede. God se kinders gaan die son sien skyn. God se kinders gaan die blydskap terugkry. God se kinders gaan weer met 'n glimlag kan loop, want ons is vry omdat U ons vry gemaak het. Ons gaan nie kyk na hierdie wêreld nie. Ons oë is vanmôre op U, ons verlosser, ons saligmaker, en sy naam is Jesus Christus. Amen, amen. Jy kan jou sitplek neem, baie dankie. Ons gaan oor na die tafel van die Here. Ek gaan vra dat die orkes, die span hier agter my, almal daar bo op die galery, ons klankspan, as julle kan, kom gou af hier saam met ons onder toe asseblief. Ek wil julle graag bedien. Die klankspan wat nie aan diens is nie, julle moet ook hier by my kom staan asseblief. Hierdie is 'n heilige oomblik, dis 10:10. Geef ons 'n paar minute. Hierdie is 'n heilige oomblik. Ek wil dit nie aframmel nie. Eenmal 'n maand dan hou ons nagmaal. Dit is altyd die eerste Sondag van die nuwe maand. En ek wonder hoe dit was die aand toe Jesus die laaste keer saam met sy disippels geëet het. How to be in the presence of God. Ek wonder of hulle gevoel het wat ek vanoggend voel in hierdie kerk, om in Jesus se teenwoordigheid te wees. Julle almal staan so met die kant. Big circle. Hierdie is 'n broodjie, maar dit verteenwoordig die liggaam van Christus. En is my voorreg om saam met julle dit vanoggend te gebruik. Die rede is, ons herinner onsself aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. Die liggaam van Christus. En hierdie druiwesap wat ons drink, verteenwoordig die bloed van Jesus. Dankie Here dat U vir my sonde gesterf het, sodat ek 'n blink toekoms saam met U het, die liggaam en die bloed van U. Baie dankie. Ek gaan vra dat die helpers vorentoe kom asseblief. Hier's baie mense, ons wil graag almal bedien.
wil net seker maak almal het gekry. Niemand oorgeslaan nie. Baie dankie. Dankie vir almal die manne wat ons altyd so mooi help. Ons waardeer julle, ons is lief vir julle. Wat 'n voorreg om die liggaam van Christus te bedien aan sy kinders. Ek doen gou vir jou die aankondigings. Vir die week vanaand 6uur het ons 'n praise and worship diens hierso. Die Here werk by ons sonnaanddienste en ek is